Pulse of Real Life on 657 AM. Ek is Estie Geldenhuys en hier by my in die ateljee. Nou, Elizabeth Jordan. Hallo Lizzie. Goeiemôre Estie. Nou sê ek Elizabeth, dan noem ek jou Lizzie, maar in elk geval. Dis maar dieselfde mens. En dis my so groot voorreg dat Elizabeth elke week inkom en dan vertel sy vir ons meer van Andrew Murray. Andrew Murray het een geweldige rol gespeel in Suid-Afrika. Nie net in Suid-Afrika nie, ek dink sy boeke het baie mense wêreldwyd bereik, né? Ja, en sy besoeke. Hy het besoeke afgelê in Amerika en Europa en hy het baie konferensies daar ook gehad. So sy invloed was werklik baie wyd. En sy insig het hy altyd gedeel en ek dink 'n mens kan nie na hom luister en nie geraak wees. En ek onthou een keer in Wellington waar hy natuurlik tot in sy dood gewerk het. Kom daar eendag in so 'n paar jaar gelede 'n hele bus vol Koreane aan. En die Koreane is verskriklik lief vir Andrew Murray se boeke. Hulle het al sy boeke vertaal. Okay. En hulle kom daar aan en hulle vra, kan ons asseblief vir meneer Murray sien? Men wetende hoe lank terug hy al oorlede is, omdat dit wat hy geskryf het net so kontemporêr was. Ja. En hulle gedink het hy skryf dit vir nou. Ja. So, nee, sy invloed het werklik wyd gestrek, maar wat vir ons lekker is om nou te ondersoek is, hoe het hy by daai invloed uitgekom? Hoe het die Here hom blootgestel? En hoe het hy ontwikkel in sy mens om so 'n invloed te kon hê? So ons het nou gepraat van sy bediening wat hy in die Vrystaat gehad het en die Transvaal waar die voortrekkers gebly het, waar hulle hom na toe wou beroep en hy dit nie geneem het nie, toe beroep hulle 'n ander dominee en toe staan 2 groot kerkskeurings wat plaasvind en die Nederduits Hervormde Kerk word gevorm en die gereformeerde kerke word gevorm in die Transvaal. Weens reaksies op politieke kwessies eintlik meestal en 'n teenreaksie op die besetting van die Britte wat die Kaapse kolonie beheer het. So dit was die groot kwessies wat in die Vrystaat en Transvaal afgespeel het. Met ander woorde, Lizzie, dit is ook 'n kwessie van eksterne faktore. Dis korrek. Wat nie met die woord regtig waar te maak het nie. So ek dink 'n mens moet dit ook van hom leer, dat hy het hom nie daarmee bemoei nie, né? Hy het eenkant toe gestaan. Ja, hy het net teruggestaan. Hy het net gesê, dit wat ek kan doen, is dit wat die Here vir my gee om te doen. Hy het wel raad gegee en hy het baie van hierdie leiers berispe. Die groot voortrekkerleiers, onder andere Andries Pretorius en Andries Hendrik Potgieter. Okay. Hendrik Potgieter. Goed, so maar toe neem hy 'n beroep aan Woester toe. Dit was in 1860. Neem hy die beroep aan, hy maak homself los van sy gemeente in Bloemfontein en toe hy aankom in Woester is daar 'n konferensie. Ons het verlede week 'n klein bietjie daaroor gepraat van waaroor hulle die konferensie gehou het was om te praat oor die sending vraagstuk in die land, om te praat oor die kweekskool wat hulle nou begin het in Stellenbosch en bietjie weier en hulle het al die gereformeerde kerkgenootskappe soos die Anglikaanse kerk, die Presbyteriaanse kerk, die Methodiste, die Lutherse kerke genooi om die konferensie te kom bywoon. Maar dit was nou nie 'n bekende ding dat mense interkerklike of interdenominale konferensies hou nie. So daar was nie vreeslik baie mense daar nie en mense het ook nie verwag dat dit enigsins iets gaan meebring nie. So daar was 20 gemeentes verteenwoordig by die konferensie en ons het laasweek gesê dat daar slegs 5 ouer predikante was en dan van die 11 jonger manne was daar 7 wat seuns en skoonseuns van Andrew Murray Senior was, wat die dominee by Graaf Reinet is. So wat vir my net ek sien is die effek wat hierdie goddelike pa van Andrew Murray gehad het op die land. Nie op dieselfde manier as sy seun nie, maar in die belegging wat hy gemaak het
in sy kinders. Wat was sy naam nou weer? Andrew Murray. Was hy ook Andrew Murray, ja. Hy was die dominee by Graaf Reinet. Ek onthou, ja. En sy een seun Charles Murray het hom opgevolg by Graaf Reinet. So die Murray seuns was almal in die bediening en ook die meisies, die dogters het getrou met predikante en verder gegaan ook in die bediening. Maar ek wil net terugkom nou na die ding wat nou gebeur het daar in die konferensie. Almal sê die konferensie was nie spesifiek die begin van herlewing nie, maar hulle het oor herlewing gepraat. Op daardie stadium was daar 'n herlewing in Amerika. En in Europa was daar baie goed wat gebeur het, veral in Skotland weer 'n keer. Want Skotland het herlewing op herlewing gehad en in Engeland en Wales. So almal het begin verlang dat dit ook hier sal wees, maar veral Andrew Murray Senior, die oom van Graaf Reinet, het elke Vrydag aand gebid dat daar 'n herlewing in Suid-Afrika sal ontstaan. En hy het verslae van Europa afgekry en van Amerika af. En dan het hy dit in sy huis vir die kinders voorgelees. En hy het dit gebid. So daar's 'n verlange gewees om daai herlewing te beleef, want hy het iets beleef in Skotland toe hy van daar af gekom het. Voordat hy nou in Suid-Afrika geland het. So dit het nou gebeur, so maar nou die probleem in Suid-Afrika was, hier was nie genoeg materiaal om predikante op te lei in Suid-Afrika nie. Die vlak van die onderwys was baie swak. So mense het hulle, as hulle vermoënd was, het hulle kinders teruggestuur na Europa toe om daar te gaan studeer, maar veral predikante. Predikante is opgelei in Utrecht in Holland. Maar daar het iets begin waaroor ons binnekort sal praat, en dit is 'n liberale teologie. Eintlik noem Andrew Murray dit die moderne ongeloof. So dit is 'n geweldige ding en dit is ook vandag in die kerk. So ons gaan 'n bietjie daaroor praat as ons daarby kom, om net dat ons kan herken. Moderne ongeloof. Ja. Wow. Ja. So die wegval van die sentrale figuur van Christus lei na ongeloof. En dan hou jy nog kerk en jy doen al die mooi rituele en dinge, maar mense is nie in geloof by Christus nie. So nou wat gebeur het is, een van die predikante in Suid-Afrika word afgevaardig in 1860 om Europa toe te gaan en om te gaan predikante te soek vir Suid-Afrika, want daar was 26 vakante gemeentes net in die Vrystaat alleen. En hulle het gesê hulle kan onmiddellik meer as 50 mense akkommodeer en dieselfde met onderwysers. Hulle het nie onderwysers gehad nie. So hulle wou ook net geskoolde onderwysers Suid-Afrika toe bring. So hy gaan toe daar in Europa, na Europa toe en daar in die gereformeerde kerk in Nederland tref hy wat hulle noem die allertreurigste toestand van ongeloof aan. Dis nou hierdie liberale teologie. Dit het al oor die hele land versprei en dit het die kerk van Christus in Nederland van die kosbare waarhede van Christus beroof. Onder andere het hulle begin twyfel aan die drie-eenheid, die godheid van Christus, die persoonlikheid van die Heilige Gees, die plaasvervangende lyding van Christus. Dit word alles ontken en bestry en gesê, maar dit is nie wat gebeur het nie. So hulle het begin beweer dat wonderwerke onmoontlik is en dat dit nie kan gedoen word in ons moderne tyd nie en dat dit wat in die skrif beskryf word is slegs legendes of verdigsels. En hulle het daar selfs diegene wat beweer dat die opstanding van Christus en sy hemelvaart nie as 'n feit aanvaar kan word nie. Maar dat dit slegs 'n legende is en die ewige straf word gesien as teenstrydig met God se goedheid en liefde. So daar kan nie so iets wees, soos 'n ewige straf wat op mense wag nie. En wat die sonde betref, was dit voorgehou as iets wat moes wees
Dit kom dus van God af. En dit word deur hom gewil. So dit was absoluut dit was die ongeloof. Dit ontken eintlik die waarhede van Christus en dit toe ek dit lees, toe besef ek maar ons moet verskriklik mooi dink oor hoe praat ons as ons die waarhede van God bespreek, want dit word vervlou eers, dan word dit verromantiseer, dan raak dit net 'n storie. Wow. Dan is dit nie meer 'n waarheid wat jou hart kan verander nie. En dan is mense, sê hulle is Christene, maar hulle verander nie in die gelykvormigheid van Christus nie. En dan raak die kerk eintlik onaktief en is nie meer sout en lig in die wêreld waarin ons leef nie. So, en toe die toestand, hulle uit gaan soek, hy sê daar is uit die 1500 predikante in Nederland omtrent nog net 100 wat regtig glo. En hoe gaan hy nou mense vind in die Kaap? So dit was die aanleiding, hulle moes weer 'n keer net gaan kyk of hulle wel daar iemand kry, want anderster is dit regverdig dat hulle die kweekskool hier begin. En dat hulle van die begin af vir mense onderrig. Maar voor jy verder gaan wil ek net sê, my pa was 'n wonderlike man. Hy kon ons reg sien, hoor. En pa het ons gevoeder as dit nodig was. En dan sou pa altyd gesê het, kom, dis nodig dat ek jou net terugsit op die spore. Ja. En is dit nie ook wat dan daar gebeur het nie? Die Nee, mense die presies. spoor verloor. Ja, absoluut. En wat vir my so interessant is ek meen jy kan hierdie afvalligheid kan jy beskryf, maar hulle het net gesê dit is kettery en dwaalleer en hulle kan daaroor praat soveel as hulle wil in Nederland en niemand gaan kyk wat is hulle geloofsoortuiging by die gemeentes nie. Sjoe. Daar is nie iemand wat ondersoek instel van wat preek hulle in die gemeentes nie. Nou wonder ek vandag of is daar enige iemand wat ondersoek instel oor wat word in ons gemeentes gepreek. Oh my. Ja. Want jy kan enigiets sê vandag. En die mense aanvaar dit en so daar is nie 'n oorkoepelende toesig om te sien wat gebeur in die verskillende gemeentes nie en dan val 'n hele kerkgroep weg van die Here af. Waarheid. Ja, Word waarheid oor ja. woordwaarheid, né? Die kernwaarhede van Christus moet ons almal diep ken en verstaan en glo. En ek meen toe ek groot geword het in die kerk, het ek selde van die Heilige Gees gehoor. Daar waar ons groot geword het, daar was nie direkte preking oor die werking van die Heilige Gees byvoorbeeld nie. Ek stem saam, ons was nie dieselfde gemeente. Ja. So dit het my baie lank gevat om agter die waarheid daarvan te kom. En dan met die wat is nou nie ons onderwerp nie, maar met die charismatiese herlewing wil ek eintlik sê, het die werk van die Heilige Gees so oorweldigend gekom, maar dan vervaag die persoon van Christus weer. En dan is jou fokus op die Heilige Gees en nie op Christus nie. So dit is die drie eenheid wat in die kerk verkondig moet word. Al drie. En ons weet self, as jy nou hierdie vorige spreekster wat jy gehad het, die verlange na die Vader, die werk van die Vader, is verskriklik belangrik. Ja. Hy is nie maar net daar in die hemel en nou doen hy niks met ons nie. So dis verskriklik belangrik en dit was iets wat Andrew Murray baie deeglik verstaan het. So die Dominee Robertson kry net 4 mense wat Suid-Afrika toe kan kom. 2 predikante en hy kry 2 sendingpare. Een in Skotland en een in Nederland wat hy toe nou saam met hom nooi Suid-Afrika toe, wat ons nou gaan lees wat nou weer vir Andrew Murray baie gehelp het. Okay. So, ons is terug by die konferensie in Woester en die inseëning van Andrew Murray vind die Sondag plaas nadat die konferensie gewees het, op Pinkstersondag 27 Mei 1860. En sy broer John Murray doen die bevestigingsrede en 'n ander dominee Shand, doen die inseëning en Andrew Murray preek
uit 2 Korintiërs 3 vers 8, wat gaan oor hoeveel heerliker sal die bediening van die Gees nie wees nie. Wow. En dit was in daai tyd wat mense sê, die eerste ontkieming van die herlewing plaasgevind het. Sure. In daai week van die konferensie en met sy direkte bediening van sy gemeente daarna. Die Dr. Robertson op die konferensie het kom praat oor herlewing. Hy kom nou uit Europa, hy sien hier die verval, maar aan die ander kant sien hy weer in Skotland wat die saad van die herlewing kan doen aan 'n gemeente. Mense wou nie Suid-Afrika toe kom nie. Die dominees daar as hulle genooi word, sê hulle nie hulle wil nie. Hulle het net gehoor hoe moeilike omstandighede is dit en al die politiekery en al die goed. So hulle het nie kans gesien om in 'n vreeslike wat sê mense pionier Ja. lewe te kom, hier te kom kerke plant nie. Ja. So dit was nogal vir Andrew Murray, hulle wat nou hier bearbei en sien hoe wat sy geweldige sê mense oes daar wag. Was dit 'n geweldige groot uitdaging om te sê, maar kom, Suid-Afrika is ryp. Suid-Afrika is absoluut ryp. So dit Dr. Robertson praat oor die magtige herlewings in die verlede en hy vra op die konferensie die vraag: kan so 'n herlewing in Suid-Afrika gebeur? Nou, ek wil dieselfde vraag vra vandag. Kan so 'n herlewing in Suid-Afrika gebeur? Die hele konferensie was so meegevoer met die vertellings, want daar was ook ene Dr. Adamson wat kom praat het oor die onlangse herlewing in Amerika en die geweldige groei wat in die kerk gekom het. So dit was in 'n atmosfeer van 'n verwagting wat die herlewing op 'n baie stil swaiende wyse begin insuur het in daai tyd. So dit was absoluut 'n ontwaking van 'n nuwe erns in jou verhouding met die Here wat in Woester ontwaak het. Op hierdie punt, kom ons luister na Helmut Meyer. Hy sing van die sielemens. En dit is daarom, kom ons dink daaroor, kom ons oorweeg dit, dat dit nie alles net vorm en tradisie moet wees nie, na Elisabeth, Ja. maar dat ons 'n sielsoortuiging moet toelaat in ons eie wese. Helmut Meyer sing vir ons sielemens. 657 AM, radio for believers in action. Dit is nou presies 11:15 as dit vir jou belangrik is. Jy luister op Radio Kansel na Delf steeds dieper. En my naam is Estie Geldenhuys en hier by my in die ateljee Elisabeth Jordaan wat vir ons vertel van Andrew Murray se wel en wee in Suid-Afrika. Nou het jy vertel van hierdie konferensie wat hulle gehou het. Wat was die uiteinde van die konferensie? Goed, die konferensie het gegaan maar basies oor sendingwerk, oor die kweekskool wat hulle wil begin en dan natuurlik nou so 'n lusmakertjie oor herlewing. En ek wil net sê daar was Andrew Murray het nie enige rol gespeel in die konferensie self nie. Behalwe hy het 'n gebed gebid. En die gebed was so diep en so vol erns Wow. dat onder sy gebed het mense 'n sonde oortuiging begin kry. So almal sê dat daai gebed was die begin van die herlewing. 'n gebed. Ja. Jo, En die herlewing het stadig begin vloei sonder enige aanwending van uiterlike middels om die Heilige Gees aan te wakker, want dis wat ons vandag doen. Ons skep 'n atmosfeer met ligte en gesange en die Heilige Gees reageer nie op dit nie, hy reageer op 'n hongerhart. en opregtheid. Ja, en op eenvoud. Die Heilige Gees werk in eenvoud. Hy werk nie met allerlei dinge nie. So dit wat ons doen vandag is eintlik dit blus hom. Sjoe. So wat gebeur is die erns word bespeer by gemeentes wat mense na die verteenwoordigers na die konferensie gestuur het, onder andere Montetjie en Woester.
En die eerste ding wat waargeneem is die bidure word sterk bygewoon. En nuwe bidkringe word op verskillende plekke gestig. Mense het net 'n behoefte om met die Here te praat. En dit was opvallend dat die beweging nie tot dorpe beperk was nie, maar selfs ver afgeleë plase. As manne en vroue skielik aangegryp deur gewaarwording in hulle harte wat vir hulle baie vreemd was, wat hulle nie kon verklaar, wat gaan nou hier in my hart aan nie. In die Breede Rivierwijk van Woester was daar byvoorbeeld die belangstelling in 'n bidhuur so gering, dat hoogstens 3 of 4 mense dit bygewoon. Maar sodra hulle die beweging van die Here se Gees gevoel het groot en klein, kinders en ouers, blanke en bruin mense die bidhuur bygewoon, met die een doel voor oë, om voor God neer te val in hulle sonde te bely, met smeekgebede, dat hulle vergifnis kan kry. Wow. So, toe kom daar die uit Montetjie hierdie verblydende berig, dat daar was 'n bidhuur gehou en die teenwoordigheid van die Gees was so groot, dat mense gekla die bidhuur eindig te vroeg. Hulle wil skielik 3 maal 'n dag bidhuur en kom, en selfs onder die kinders was daar 'n geweldige begeerte om te bid. My aarde. So dit kinderbidure gehou. Dit was vir my so fantasties dat ek dink dat dit kan wees. En in sekere gevalle was die mense so oortuig van sonde en so ontsteld dat hulle glad nie getroos kon word nie, totdat hulle die versoenende lyding van Jesus Christus snap. Dan kry hulle vertroosting van wat het hy werklik kom doen om ons met God die Vader te versoen en ons sonde weg te neem. Wow. So, dit was vir my so pragtig. En dan sê hulle op Woester was dit een van die grootste golwe van die herlewing wat begin het. Iemand sou dit beskryf het as naakte fanatisme. Maar Dominee de Vries beskryf dit so. Op 'n sekere Sondagaand was ons weer saam in die saal. Ons was ongeveer 60 mense. Ouderling, diaken skrywer was aan die aand die voorganger. Hy laat ons een vers sing en hy lees 'n gedeelte uit God se woord en dan gaan hy voor in gebed. Andrew Murray preek in die kerk, 'n Engelse preek die aand. So hierdie is 'n klomp Afrikaans spreek of Hollands sprekende. Toe so 3 of 4 mense gebid het, staan een jong bruin meisie agter in die saal op. Sy was seker 15 jaar oud. Sy was 'n diensmeisie van Roelof van der Merwe van Hexrivier. Sy vra of sy ook 'n vers mag opgee. Ek het eers getwyfel om dit te doen. Ek het nie geweet wat die vergadering daarvan sal dink nie, want vrouens kan nie bid in die bidure nie. Waarde. Never mind nog, 'n bruin meisie. Ja. Maar 'n beter gedagte het geseëvier en ek sê ja. Sy gee toe gesang 39 vers 4 op. Kom almal, kom na hom toe, sondaars, wat verhinder julle? En sy bid 'n roerende gebed. Onder die gebed kon mense geruis in die verde hoor, wat al harder en harder geword het en nader kom, tot dit gevoel het of die hele saal bewe. Met 'n paar uitsonderings het die hele skare in die saal begin bid, meestal hoorbaar, ander met fluisteringe, maar dit was een oorverdowende geraas. Die gevoel wat my bemeester het is onbeskryflik. Selfs nou, 43 jaar later toe hy nou die storie vertel, is die gebeure van daardie aand, die onvergeetlike aand en die aangrypende tonele nog in my geheue. Ek voel weer soos daardie aand. En wat ek wil doen, ek wil my stoel agteruit skuif en op my knieë voor die Here val. En dan sê hy, wat gebeur het, Dominee Murray was nie daar nie. En toe die kerk uitkom, toe loop ouderling Jan Rabie by die saal verby. Hy hoor die geraas en hy kom in om te kyk. Hy loop haastig om Dominee Murray te gaan vertel wat saam met hom terugkom. Dominee Murray kom vorentoe na die tafeltjie waar ek gekniel het. Hy skud my aan my skouer en sê ek moet opstaan. Hy vra wat is besig om te gebeur en ek vertel hom. Hy loop in die saal af en sê so hard as hy kan, mense bly stil,
Maar almal het net voortgegaan om te bid. Ek het intussen weer gaan neerkniel, want ek het gedag as die Here kom om ons te seën, dan wil ek liewer op my knieë staan as op my voete. Dominee Marie het weer hard geroep, mense, ek is julle leraar wat deur God gestuur is. Bly stil. Maar daar was niks om aan te doen nie. Die mense het hom nie eers gehoor nie en het net voortgegaan om te bid en te huil en om genade te vra. Hy kom toe weer na my toe en sê dat ek 'n vers moet sing. Ons sing die vers, help die siel wat radeloos skree. Maar alles het niks gehelp nie, die mense het net voortgegaan. Hy gaan toe uit die saal uit met die woorde, God is 'n God van orde en hier is net wanorde. Daarna word bidure elke aand in die saal gehou. Dit het gewoonlik in 'n groot stilte begin, maar na die tweede of derde gebed was die Here saal weer in beroering en almal bid gelyktydig. Soms het die bidure tot 3:00 in die oggend aangehou. Dan wou die mense ook nie huis toe gaan nie. Op pad huis toe het hulle in die strate gesing. Die klein saal was spoedig te klein en ons moes skuif na die skoolgebou op die Weshoek van die NG Kerk. Die gebou was binnekort ook vol, want mense van buite het die dorp binne gestroom. Die eerste Sondag daarna, in die groter gebou, was Dominee Marie self die voorganger. Hy lees 'n gedeelte uit die Bybel, maak 'n paar opmerkings en gee geleentheid vir gebed. Tydens die gebed wat op sy gebed gevolg het, hoor ons weer die gedreun in die verte. Dit kom nader en eensklaps was die hele vergadering weer aan die bid. Voor by die deur was daardie aand 'n vreemdeling wat alles staan en bekyk het. Dominee Marie kom van die platform af en loop tussen die mense in. Die vreemdeling kom saggies vorentoe en sê vir aan Dr. Marie in Engels, ek neem aan dat u die leraar van hierdie gemeente is. Wees baie versigtig wat u doen. Dit is die gees van God wat hier is. Ek het dit nou net in Amerika gesien. En Andrew Marie staan terug en sê, goed, kom ons kyk wat doen hy met ons. So dit was die oomblik wat die beheer oor die herlewing gelig het en wat dit begin versprei het in die land. Wat mense dit nie meer probeer terughou het nie. Ja. En hier was nou 'n vrou in die gemeente wat hulle vertel, Hessie Bosman, sy is later getroud met die sendeling wat nou van Skotland afkom. En sy het gesê, ek moet hierdie bid hier bywoon, maar sy was nie 'n baie gesonde vrou nie. Al gaan ek sterf in daai bid hier, moet ek dit bywoon. En so sy gaan en sy was die derde persoon wat bid die aand. En onder haar gebed, die hele skare begin bid. En sy het neergeval asof sy dood is. Hulle het haar huis toe gedra en in die pastorie gaan lawe. En toe sy weer bykom, toe sê sy net, ek het die Here ontmoet. En dit was so, sy het later gaan saam met haar man Soutpansberge se eerste sending gemeente gaan stig. So die vrug van die herlewing was baie lank gesien en geproe onder mense. En die grootste vrug is 50 jong mense wat hulle kom aanbied om met die kweekskool te studeer en die evangelie te bedien. 50? Wat hulle nog nooit gehad het in Suid-Afrika nie. So, en dit was die vrug van die herlewing is altyd om die kerk van Jesus Christus te laat groei. Ja. En die koninkryk te vestig. Halleluja. Dis nie om lekker te voel daaroor. So dit was vir my in my hart aangegryp en ek het gesê, Here, doen dit asseblief weer. Amen. Besoek ons asseblief. Amen. Ek sê amen daarop. Wow. Elisabeth, het is tyd om af te sluit en kan jy glo die musiek wat ons Vader my laat kies het? Stas, wat vir ons sing, ek wil gereed wees. Hemelse Vader, dankie dat ek en Elisabeth net hier kan sit en uitroep na U. Mag elkeen wat ooit na hierdie program luister, saam hierdie woorde uitroep na U, ek wil gereed wees. Halleluja. Tot 'n volgende keer.